Goeiemôre. Mense, ek is nog in my pyjamas. Maar ek is so vroeg wakker. En ek het 'n 7 ure ete afspraak saam met 'n ou maat. En nou ja, toe besluit ek maar ek gaan nou vir julle 'n storie vertel wat ook in die oggendure afspeel. En dit is snaakse een. Ja, wat maak 'n mens as jy so vroeg wakker word? En dit is mos nou 'n ou mens gril. En miskien mag ek maar vroeg wakker word, want ek is mos nou daarom op pad om af te tree. Maar mense, kyk, dit is nou vir jou 'n proses. So wat van vorms invul. En so wat van dokumentasie. Wat jy moet soek en wat jy moet regkry, wat jy moet aanvra, wat gesertifiseer moet word. En nie deur enige kommissaris van ede nie. Dit moet die polisie wees. Ek verstaan dit, maar in elk geval. Maar party van die vorms is so onduidelik. Ek het nou op 'n stadium met ons sekretaresse gaan sit en van sê, asseblief Tannie, help net vir my, sodat ek nou deur al hierdie boddie kan kom. Kyk net vir my of ek nou die regte goed het. En party van die vorms, hulle stuur vir jou vorms en dan wonder jy maar, wat se vorm is dit nou die? Wat is hier kode wat hier in sit? Toe kom ons nader agter, wat is iets niets, ons weet nie hoe dit aangestuur is. Toe kom ons agter, nee, dis hulle eie persoonlike vorms daar aan die ander kant, wat hulle moet aftik. Nou ja, dit is die kommunikasie op papier en wil ek op sê verbaal vanaf die onderwysdepartement na die skool toe is so swak. En ons het dit al aangevra, ek het al, wie weet wanneer het ek my kennisgewing al gedeurgestuur dat ek gaan aftree. En in die voorlaaste week, die volle week, voorlaaste volle week van die derde van die eerste kwartaal, toe kry ek is die vorms. Nou ja, ek het nie geweet wat om te verwag nie, wat om aan te vra nie, nou, toe begin die proses. En ja, nou ja, op die ou end, dan is daar nou maar alle dinge wat oor jou pad kom, jy moet, ek moet seker nou nie klaar nie, want ek het ek self begin voete sleep. So, maar in elk geval, ek hoop nou as ek nou maandag alles met alle vorms, alle dokumentasie ingee, dat ek daarom teen die einde van hierdie kwartaal nou regtig kan aftree, want ek is nie lus vir die res van die jaar. Ek is regtig nie lus nie. Ek wil afgaan. Ek wil allerlei ander goedjies doen en jy weet 'n mens, die skool is lekker om skool te hou. Ek is baie dankbaar vir my werk en ek werk saam met wonderlike mense, goeie kollegas. En maar ja, op 'n stadium wil 'n mens gaan, jy wil aftree. Jy wil nou klaar maak. En maar ja, dit is nou nie hoekom ek met julle wil praat so vroeg in die oggend nie. En in elk geval, nou hier sit ons nou en dan gaan ons 'n houe pypie opsteek, 'n vroegoggend 'n pypie, dat ons daarmee net waardigheid kan gee aan ons verhaal. Heerlikheid, kyk, is so wat van gesukkel om vuurtjies aan te steek. Asreg. Nou ja, en ek het my ou bekertjie boeretroos uit my blikbekertjie, waarvoor ek baie lief is. So, ons kan nou lekker gesels. Nou ja, ek weet nie of julle al gesien het, party dorpe in die land, tussen die erwe, is daar so 'n klein straatjie. En dan aan weerskante van die straatjie is daar klein gebouetjies. En die klein gebouetjies het 'n valdeurtjie aan die onderkant. Nou, dit was die buitetoilette van die jare. En die nou straatjie wat tussen die erwe deurgeloop het, was waar die nagwa. Dis waar die nagwa deurgegaan het.
Dan die vroegmôre, hier op 'n sekere stadium, dan weet jy nou, okay, goed, jy hoor hoe kom. Aanvanklik was dit seker maar perde, of muile wat 'n wa, ek weet nie wat hulle ingespan het, maar dit was getrek deur diere, en dan is die emmers vervang met skoon en leë emmers, hulle die ou emmers opgesit, en dan het hulle nou die, goed, iewers nou, gaan weggooi. Maar dit laat ding my toe nou, ek onthou Kimberley, ek het begin skool in Kimberley, ek was 2 jaar in Kimberley, by hoërskool in Diamantfontein, dat was 'n wonderlike skool daar, Spog skool gewees. Soos nou al wie dood, maar in elk geval in Kimberley, was daar sulke strate gewees, en maar wat die mense het dit nou naderhand gebruik, en dan het jy nou jou, party ouens het hulle garages van agteraf laat in, met deur hierdie nou straatjie, dat jy jou garage, of jy het 'n groot hek gehad, dat jy in die agterste deel van jou erf ingery. So, maar it feeds the purpose eventually for modern people. Afgeval, maar Jeffreys Bay het ook 'n nagwa gehad, wat op 'n sekere stadium omgekom het in die nag. Nou word daar van my vertel, dat sê nou maar tussen 5 en 6 in die oggend. Kyk, Jeffreys Bay was klein, hy was piep klein. So tussen 5 en 6 in die oggend, dan kon die job klaar gedoen wees. As jy by punt 1 begin, dan is jy, binne 'n uur is jy klaar by punt 25, of hoeveel punte ook al daar was. Want Jeffreys Bay was klein, hy was bitter klein. En daar het 'n tannie gewoon, in Jeffreys Bay, hier waar ek nou vandag, hierdie dorp waar ek nou vandag bly, daar het 'n tannie gewoon, en die ou mens was so 'n halwe rowwe diamant, en sy het nou ook 'n sin vir humor gehad, en sy het met 'n diep stem gepraat. So as die tannie gepraat het, was jy nie seker, ek weet jy is eintlik, want jy doodseker jy hoor 'n man praat, nee? En die ou siel het ook nog maar lekker gestook, jy weet, so die stem het seker met die jare al hoe dieper en dieper en dieper geraak. Toe vertel hulle, toe die tannie blykbaar een dag, in vroegoggend, daai tussen 5 en 6, het sy toe nou maagwerkings begin kry. En sy moet toe nou, sy het nie 'n keuse nie, almal weet as 5 en 6 bly jy weg, jy gaan sit nie daar nie, laat die nagbaan net verbykom. Nee, met nie 'n keuse nie, want waar anders moet sy, ek kan tog nou nie tuin toe gaan nie. Wel, was so gaan sit. Sy gaan sit, en hier kom die nagbaan verby, nou is hier moeilikheid. En hy vertel, toe die ou wat die emmers moet omry, hy lig toe nou hier uit die steegie, hy gaan toe nou na die buitetoilet sy flappie, hy lig die luik op, en hy haal die emmer uit, en toe hy hom terugsit, toe sê, ag, skies toch missies, toe vra die tannie, en hoe weet jy ek is 'n missies? Nou ja, nou terwyl is nou, ek word wat in die man sy kop aangegaan, hoe weet jy ek is 'n missies? Maar in elk geval, maar dit laat my dink, Longdrop. Daar waar my oupa hulle gebly het, daar by Karos, op het 'n rivier erwe gehad, deur die jare, ek dink hier in die laat 20s, vroeg 30s, was daar wat hulle van praat, die armblanke vraagstuk. Mense, daar was groot armoede. En baie mense het nou maar in armoedige omstandighede gebore en getoe, maar die Eerste Wêreldoorlog en die depressie, dit het, wil ek op sê, alles en almal wat arm en elendig
lewens gehad het, sy lewens was nog verre vir elendig en verre vir arm. En die Suid-Afrikaanse regering het toe besluit, hulle gaan nou aandag gee, dis nou maar typies die wetgewing van die tyd, en ook by die regering se inklinasie. Hulle gaan nou aandag gee aan hierdie verskriklike klomp arm blankes, wat so in ellende leef. Nou my mense kom uit daai, dit is die ouens wat aandag nou nodig gehad het. Ja, sal nie in al die wetgewing en al die politiek van daai dag ingaan nie, maar goed. So het hulle die arm blanke vraagstuk probeer oplos deur riviererwe uit te sit. En nou ja, dan moes jy nou, ja, by Appie se werk, ek dink hulle het ver langs die Oranje Vier het hulle begin. Ek dink Appie hierso by dak hier van Groot Drink af, dak nog verder. Ek ken nie heeltemal die wêreld meer nie, of het dit nooit eintlik regtig geleer ken nie, behalwe by oupa se grond waar ons altyd gaan kyk het. In elk geval, en ver verby, en hier, hoe grafiese kant, dit is 'n moeise stretch, wat hulle gegaan het en die riviererwe uitgesit het. Maar toe was dit nou ook gewees, nou, daar moet 'n kanaal wees, want daar moet die water moet uit die rivier uitkom, en die kanaal moet nou so 'n bietjie uit 'n sekere ontwerp en 'n sekere kontoure wat daar gevolg moet word, en uit 'n bietjie hoogte, sodat hy nou, as jy nou van die kanaal, as ek nou reg aflei, water moet, want jy moet nou jou water uit die kanaal uit kry. Kan nie uit die rivier het van onder af op nie, van die kanaal af moet die water kan vloei. En nou ja, die kanaal was nou maar daar gewees, en dan het jy nou jou water gelei vanuit die kanaal uit in jou erwe in. Nou die mense was maar hard werk om die erwe mak te maak. Jy weet, dit uiteindelik maar net stippeline op die papier gewees, en dit moes omskep word in boergrond, landbougrond. Maar, as jy nou 'n erwe kry, is daar nou net een dingetjie. Jy gaan kanaal bou, en jy gaan help bou in die Boegeberg, Sudan. So, my oupa, hulle is nou van daai, maar hulle is toe, hulle nou, ja, dat verstaan nie. In elk geval, toe ek nou my verstand kry, toe het oupa hulle maar nog in die ou skema huisie gebly, oupa het geboer, oupa het nie eintlik 'n trekker gehad, hy en 'n ou maat, die oom Andries Baars, wat net, ook, die twee huise het so eentjie van mekaar, so hulle het later 'n trekker saam gekoop, en oupa het 'n paar pond gestoot vir die trekker, en maar dan die voorwaarde is, oom Andries moet die trekker bestuur, oom Andries moet oupa se lande vol ploeg, omdat dit nou nodig is. Oupa was nie 'n vaardige bestuurder nie. Maar ag, ek dwaal nou af. So, oupa het 'n longdrop gehad. Dis hoe hy kyk, so eentjie gesit van die huis af. En dis waarmee ek groot geword het as ek by my oupa gaan kyk. Ek was vir die klein huisie, was ek so bang soos 'n ouetjie vir die gat. Ek wou nie daar ingaan nie, maar daar was geitjies gewees. Ek gou wel geitjies nie. In geval. Maar so in 1965, dink ek, 65, 66, 65, nee, ek dink was daar in 1966, toe ek by oupa verkoop. Die ouwe 2 skoonseuns, en die ene was 'n handelsreisiger, en om vir hom nou te sê, kom boer, dit sou nie werk nie. Daai kat sou nie vlieg nie. Maar my pa het mos nou ook nou groot geword op 'n riviererf. En ek het nou hier seker so jare wat vir my pa se oorlede, het ek hy eendag gesels, en toe vertel hy van my, toe hy sy oë uitvee, toe oupa Jan die grond verkoop. Hy sê nie 'n woord nie. Pa sê toe of my huis sou belangstel om die erf by oupa te koop, en hulle dan 'n voordelige versorging te besorg.
Oupa bly tjoep sy lyf ook op die erf. Maar in elk geval, so ek het dit nooit geweet, ek het nou op die einde, ek het altyd nog, paas is, wil in die onderwys bly. Dit lyk my, die man het sou graag wou boer. Ag, herder. Nou word wat se boer sou ek nou uitgemaak het, want ek sou seker die erfgenaam gewees het. Ek sou dan kan pyper ook op my voorstoep kon sit, met 'n koppie koffie in die hand. Ja. En toe verkoop oupa hulle en toe trek hulle nader aan Karos. Daar vroegere jare was daar 'n ou bushalte, die spoorwegbusse wat so omgekom, die rooi spoorwegbusse. En dan het hulle melk gebring in kanne of melk opgetel en hulle pos afgegee of ek weet nie wat hulle ook mense opgetel wat iewers hier moes ry, mense afgelaai wat van iewers hier gekom het. Mense moes nou maar nie altyd hulle eie motors gehad het. Nee, die meeste van die tyd was jy by aangewese op die tipe van staatsvervoer. Nou maar. En toe het oupa hulle 'n huisie, ook 'n skema huisie gehuur by oom Jan Meinhard hulle. Nou wat begin gebeur, die grond wat hulle uitgesit het vir die mense om op te boer, die riviererwe, die skema erwe, as ek reg het, was daar 'n ooreenkoms gewees dat vir 'n sekere aantal jare mag jy nie verkoop nie, want hulle wil dit beperk hê, hulle wil daar bevolking hê. En jy het nou hier inkom, dan maak nou 'n soort van, gaan ook vooruit daar. Maar toe het die ding nou op 'n stadium, die beperking het verval, en toe kon die ouens nou erwe begin verkoop. So wat toe nou begin gebeur is, die ouens wat nie wou verder boer die het verkoop aan die buurman. En so het die riviererwe al hoe meer 1, 2 erwe, 3 erwe, 4 erwe is nou by mekaar gesit en onder dieselfde eienaar inbeweeg. En nou ja, so. En dit het beteken dat die skemahuise het al minder bewoon geraak, want die mense het weggetrek. So oupa het by oom Jan Meinhard hulle toe nou so 'n huisie, want lyk vir my hy het nou so 'n bietjie sy besigheid uitgebrei, 'n huisie betrek wat daar gestaan het. En ek sal nooit vergeet die huis het so goed, as ek nou my rigtings reg het, jy weet, daar in die vlaktes, as 'n pad draai, weet ek daar nie, as is nou noordwes, oos of suid, waar toe draai hierdie pad, nou neem ek, dit is net vlaktes in my geval. Maar ek dink die huis het so min of meer ooswaarts gefront. En dan, so as jy uitstap by die stoep, dan gaan jy draai jy nou hier, jy loop oor die werf, deur die hekkie en dan nou uit buitentoe. Dan sit hy so 50 meter ongeveer, dalk 'n bietjie nader, sit die Longdrop. Nou, die Longdrop, dit is nou nie emmerstelsel nie, dit is nou 'n gat, en dan is nou die sinkhuisie. Ook mense. En as jy nou die ding gaan besoek, dan moes jy nou baie mooi kyk. As jy oopmaak daai deur, dan lê daar soms 'n slang. Nee, want hy soek nou die hitte van die sinkhuisie in die dag op, wanneer dit so 'n bietjie te koel word. En die ander ding van die Longdrop is ja, gietjies oral. Ek was tot die dood so doodgaan. Ek het geweier. So, ek het bossies gehad. En ek kan nie dink dat by ek het bossies gehad. En die bossies, nou as jy nou inkom van die Waapad af, dan het nou op die riffie langs het 'n 2-spoorpad geloop, hy het na die ander erwe toe gegaan, na ander mense se huise toe. En dan kon jy hoor op die riffie, wanneer hy afdraai, die 2-spoorpadjie, hy draai af, of hy na oom Jan hulle toe, aan Lietsie toe gaan, en of na Tannie Tina, en oom Bester, wat is oom Bester se naam, in elk geval, of na hulle toe, en of as daar 'n motor kom, en of hy afdraai na oupa hulle toe, want die klippers klink anders, wat hulle die voertuig opbedryf. En dan het die paadjie nou so gekom, dan het hy so tussen die Longdrop en my bossies, het hy so met 'n draai gekom, en dan kom hy nou so op die werf, hou jy nou, wil ek op sê, by ouma hulle sê hekkie, stil, nou ouma hulle se huis,
het so 'n bietjie van 'n draad omgehad, laat dan as die bokke kom en dan my ouma se ou blommetjies opvreet wat sy in uitgeholde tyres gehad het. En een dag, ek onthou toe die hek oopgestaan, en toe het ouma vreeslik geraas met die bokke, want toe kom die bokke, en toe kom Fred al, en skree, ouma, dan gooi sy hulle met klip, en sê, drek, jy pak drek, so, die woord drek het vir my een baie negatieve betekenis, maar, dan het ek nou bossies toegegaan, en jy sal nou nie glo nie, dan, daar so by die bossies, daar het sulke ysterklippe, so lekker ronde, sulke donkerbruin, maar dit is rond, ek weet nie waar, die lyk so mense wat kanonkoels daar, goons, daar kom drop het. Nou in elk geval, en dan as jy nou lekker jou sit gekry het, of jou hurk gekry het, en jy is nou klaar met jou besigheid, dan het jy nou 'n klip gevat, en dan het jy nou afgevee. Dan jy nou afgevee, dan jy nou die klip gevat, en jy jou ver weg as moontlik het jou gegooi. Nou jy weet, nou ek is klein, ek weet nie, of ek twee klippe herwin het vir tweede gebruik het. Ek het nie veel krag gehad het. Maar in elk geval, en ek sal nooit vergeet het. Maar ek het nou so gesit, die wapenpad het daar verby gestap, hulle kan seker nie sien, dat daar mense nie, as hulle sien, nie weet wat jy doen nie, maar in elk geval. En ek sal nooit vergeet, die kollega van my pa, hy was 'n kerel van Kuiboes, in 'n vakansies, dan gaan hy nou natuurlik nou sy ouers toe in Kuiboes, en dan een keer in 'n vakansie, dan kom hy nou, dan kom kuier hy nou by my pa, so, dan kom kuier ook by oupa Jan, en dan gesit die manne nou daar op die stoep, en ouma maak koffie, en oupa vertel, en oupa is nie 'n mens gewees wat vuil grappe vertel, en my pa ook nie, maar hulle het interessante staaltjies, maar uit lewe uit, en van swaarke en lag, en jy weet, en baie keer, ek het soms die gevoel gekry van, as iets nie vir jou lekker is, laat dit 'n bietjie vir jou snaaks wees. En so, mense het graag kom kuier by my oupa, en natuurlik my pa was 'n aangename man gewees. In geval, en ek sal nooit vergeet nie, ek moet bossies toe gaan. En ek het geweet, oom van Wyk, meneer van Wyk gaan kom kuier vir my pa, hy kom so toe, so hier so 2, half 3 se kant, maar ek sit in die bossies, maar as jy nou daar van bo afkom, dan gaan jy nou sien, hier sit 'n man, by die bossies, want ek meen, die bietjie bossies, en dan is net vlak, en ysterklippe, en net manne, en ek sit, maar ek is so sip aas besig aan, en ek sit, en die volgende oomblik hoor ek, hier draai 'n kar af, maar dan kan jy nie heeltemal sien, en toe ek sien, hier kom die kar op, oupa is 'n paadjie af, hoor jy, maar ek gryp die broek is op die knie, en ek hardloop, maar ek hou vas, ek kan nie die broek opgetrek nie, en ek hardloop nou weet jy, dit moet nou, is snaaks, is hier hardloop die klein siekie, broek is nog nie op nie, en ek hardloop, ek is daar uit my broek uit, hardloop op die stoep, Paulus het 'n stoep badkamer gehad, en ek is in by die badkamer, en nou binne die badkamer is daar geitjies, ek is tot die dood so bang vir die geitjies, en ek gaan sit binne die, en ek maak die deur toe, nou is dit donker binne die badkamer, maar daar was nie fees, was 'n houtluik, ek het die hele middag daar deurgebring, en ek was vrek man vir die geitjies, en my pa en oupa, en meneer van Wyk, hulle sit hier voor die badkamer deur op die stoep, kuier lekker, ek is binne die badkamer, vrek bang, ek sit sonder broek, ek kan nie uit nie. Dan word hy baie dan kry ek so lang, dan denk ek word wat het meneer van Wyk, hulle seker verkneek of hierdie jong, maar hier is dit boude en klokke swaai. En ek dink hulle die man sit hier in die badkamer, vrek bang, hy gaan nie nou uit om sy skam en ras geitjies die middags. Ek gaan dit in my lewe nooit vergeet, ek ben dit my verleend, maar ek dink daarom,
moeder het my op 'n stadium kom verlos en 'n broekie na onderbroekie gebring, dat ek daarom net kan uitkom. In elk geval. So dit is nou vandag se verhaaltjie. Nie toiletverhaaltjie. Tog in elk geval. Ek wonder wie van julle het ook die lang drop beleef. En ek wonder wie van julle het die nagwaak beleef. En ek wonder wie van julle het julle eie bossies gehad met lekker ysterklippe om af te vee en weg te gooi. Geniet julle dag hoor.